Goeiedag, my naam is Paul Burger. Ek is meganiese produkbestuurder van Agrico en ons is vandag hier so tussen Hoopstad en Botawil met die grootste massa geproduseerde trekker en vir die grootste kilowatts of krag het jy ook die grootste implemente nodig. Nou hierdie spesifieke implement wat ons hier het, is wat ons noem 'n T1250. Dis 'n 14 tand, hy kan tot 800 mm diep werk en dit is heel moontlik die implement ripper wat ons gebou het wat die meeste kilowatts vereis om getrek te word deur die grond. Die grond hier is baie sanderig, hulle wil so diep as moontlik werk. Dit doen baie goed vir hulle opbrengs. Ander gronde wat dalk meer klei het, werk hulle nie so diep nie, maar hierdie tipe meganisasietoerusting wat ons hier het, is juis gemaak om so diep te werk en ideaal vir hierdie omstandighede. As Ernel, ek boer hier in Botawil, Wesselsbron omgewing. Ons staan nou uiteindelik op my plaas waar ons die demonstrasie doen van die 830. By ons is dit baie belangrik om spoorverkeer te doen in ons sandgronde. So ons wil graag diep rip om effektiewe diepte te kry, veral dat daar nie 'n verdigtingslaag is nie. En ek dink Agrico het vir my die geleentheid gebied om 'n wyer implement wat die tande gestek is sodat ou nie pakprobleme het as jy rip nie, laat jy met hom kan werk en hy het vir my die nodige diepte gegee om dit te kan doen en ook die wyte. Ek is baie gelukkig met die ripper wat ons het. Dis 'n 14 tand T1250. Hy's gespasieer op 762 of 2,5 voet. Hy het 2 rye uitgehaal waar die spore is en hulle werk om tussen 700 en 800 mm diep. Nou soos julle kan sien is dit 'n sleepimplement. Groter die implement is, hoe beter doen hy om te sleep. Hierdie is nou net, as ek so kan sê, 'n basiese ripper. Daar is ander opsies ook beskikbaar, soos kouters of snyers voor, verskeidenheid van rollers agter, wat mens ook kan hê om 'n meer doelige implement te hê. Maar waarvoor ons vandag hier is om die kragvereistes en die kraglewering van die trekker te wys en wat die implement kan doen en wat die trekker vir jou saam met die implement kan doen. Hoe beter die kombinasie is, hoe beter werk hy vir jou. Die mense in die sandgrond het al vir my gesê vir elke 100 mm wat jy dieper werk, wen jy tussen 500 en 800 kg milies per hektaar by en vir daai tipe voordele betaal jy gewoonlik jou implement baie vinnig af. Tipies in een seisoen. Met van die ander voordele of van die ander opsies wat by hom is, kan jy 'n tipe van 'n enkel verbygaan of one pass implement hê wat jy net die ripper gebruik en dan plant jy. Ons het hom 4 jaar terug gekoop in samewerking met Agrico. Het ons 'n baie lekker pad saamgeloop. Hulle was altyd bereid om my te help want dit was 'n nuwe konsep wat ek probeer het. Dit het baie goed vir my gewerk. Ek is baie gelukkig. Ek het Agrico nie geken voordat ek hierdie ripper vir my gebou het nie, maar ek moet sê vandat ek met hulle in 'n verhouding gekom het, is ek baie tevrede en hulle diens is van hoogstaande waarde. As ek nou kan aangaan na die ripper self, hy het 'n 6 meter hoofraam, 3 meter vlerke. As hy nou opvou, verbeter op die pad. Die hoofwiele is op die hoofraam dat hy kan opvou en ook op die pad vervoer. Die wiele op die kante is net daar vir stabilisasie en hulle kan nie ook hidrolies optel soos die hoofwiele nie. Ons het 'n ander opsie ook hierso, is die dikker skare. Hulle sê vir my die skare het al so 500 hektaar gedoen op hierdie implement met hierdie trekker en dit lyk of hulle baie goed hou. Inteendeel, dit lyk so of hulle nog net so 25% indien nie minder van hulle lewe het nie. Die disselboom is 4 meter lank. Dis vir ons 'n goeie kombinasie tussen lengte en draai vermoë en stabiliteit agter en hy stel ook met 'n toplink om die attitude of die hoek van die ripper reg te kry. Dit is basies oor hierdie ripper, soos ek gesê, dis 'n redelike basiese tipe ripper. Hy het nie baie van die opsies by nie, maar hy is gemaak om in hierdie gronde diep te werk en vir jou so goed as moontlike opbrengs te kry. Tipies word die 1250 in die sanderige gronde gebruik, soos hier tussen Hoopstad en Botawil. Baie populêre ripper vir hierdie area omdat hy so diep kan werk. Dis die 1250, dis die grootste of die langste een in die reeks. Daar's 3 ander tande in die reeks. Die T1000 wat tot 600 mm diep kan werk. Die inlyn tand wat meer geskik is vir die tipe kleigronde, maar ook 'n hoë wegbreekkrag het. En dan is die kleiner ene die T800 wat meer vir die kleier gronde, minimum bewerking en die meer konvensionele bewerkings is. Ja, ek sal dit definitief aanbeveel vir my medeboer. Ek dink spesifiek vir my sandgronde is hierdie ripper met die 1250 tand is hy vir my ideaal. Ek kry my diepte, ek weet elke ou se gronde verskil, maar ek weet Agrico het verskillende rippers, verskillende tande, so ek glo elke boer sal by hulle iets kan kry wat vir hulle sal werk. Ons het
38 takke landwyd. Jy kan gerus by enige een van die takke aanvra oor mekanisasie vereistes en jy is welkom om my, Paul Burger, enige tyd te skakel. Dankie.